Ek is moegaai. Ek ook, gedaan. Ek is prakties, kapot. Ek dink die lewe is net een groot toernooi waarvoor ek nie ingeskryf het nie. Presies, huiswerk, tuiswerke, taak en twak. En dan wil my ma nog weet of ek 'n lekker dagie gehad het. Dis asof die onnies in die geheim kyk, hoe lank dit 12-jarige sal vat om uit te sterf. My brein het 'n vakansie nodig, sonder eksterne hindernisse. Dis asof die groot mense nie weet om te ontspan nie. Ek sal graag vir my ouers en my 3 sissies wil wegkry. En dit al is 'n vakansie. Dit is baie duidelik dat ons met 'n probleem sit, want ons daggie is nie meer so lekker nie. Iemand verstaan verseker die betekenis van knaphandigheid, vaardigheid en vernuf verkeerd. Ek dink die wanopvatting bestaan uit sekere mense, meer spesifiek. Groot mense bereken 'n suksesvolle lewe behels doodwerk, Doodstres, doodspleeg. Doodongelukkig. Ek Mia Rautenbach en my vriende Stef van der Berg, Lizay Viljoen en John Boshoff beskou egter die lewe en sy suksesse van buite die boks. Ons sien kleur, lewe en pret. Ons is tannietiese boompies wat wil terugwip nadat ons omgebuig is. Voorsitter, ons bewys vandag ons vernuf en redeneer. Chill is 'n lewensvaardigheid. Ons konkrete bewyse werk so. Stef verduidelik persoonlike spasie. My persoonlike keuse asseblief. Lizay analiseer die uitwerking van verplig. Ek het geen kontrak geteken nie, het ek? En John ontleed regulasies. Stres is 'n pes. Stef, die onderwyser Horshan Shah het volgens my 'n treffende opinie rakende persoonlike spasie. Sy meen jy moet jou spasie beskerm, want lig lok lig, maar soms lok jou ligmotte. Vang jy wat sy bedoel? Absoluut nie, maar daardie groot mense vang klaarblyklik nie. Eerstens, in my spasie wil ek nie getuister word nie. My kamer is my veilige hawe, my kop skoonmaakten en my beselhap by oor. Stel jou nou voor iemand bars in, asof dit oopseisoen is. Alla wêreld, wie doen nou so iets? My ma, sy vertel in 'n angsbelaaide pitch dat dit al amper 10 is en dat ek moet gaan slaap, want 'n mens slaap gaan my vermoë om aan te leer aantas en my geheue beperk. Grote griet, die vrou is baie angstig. As hy net wou leer om te chill. Ek lees so ewe in ma se Rooi Rose tydskrif van 12 Januarie 2024. Die artikel: Leer hoe om te ontspan. Die lewensafrigter Martha Beck meen, jy moet veral voor jy gaan slaap, jouself leer om te fokus op jou eie tyd en dit te doen waarvan jy hou. Maar toe kom en ontstel jou ma jou. Ek dink nie 'n Molly is die rooi rose nie. Sy kyk net prentjies. Dis duidelik. Ek was besig om te chill. Dis 'n vaardigheid. In die tweede plek wil ek nie in my vernuftige spasie voorgeskryf word nie. Ons ook nie. Niks is meer stresvol wanneer iemand my kamer binnestap en optree asof hy of sy die uitvoerende hoof van my lewe is nie. Pa reken ek moet my fietsdiens en sommer die motorhuis regpak. En ma lewer kommentaar oor my die mekaar lesenaar. Op 6 Januarie 2024 beamoed die Beeldkoerant my gedagte in die skrywe: haal net diep asem. Die koerant verwys na die sielkundige Matthew Knox van die Howard Universiteit. Dr. Knox wil duidelik nie hê ons moet 'n nok vat nie, want hy sê om regtig kalm te wees, moet jy meer doen van dit waarmee jy goed is en minder van dit waarmee jy nie goed is nie. Nou kyk, ek's nie 'n tweewiel werktuigkundige of oppervlak uitsorteerder nie, maar ek kan beplan. Daarom lê ek gereeld op my bed en beplan. Meesterlik. Laastens vereis ek dat jy jou plek in my spasie moet ken. Dis nie my 13-jarige suster se plek om my hokkiestok te leer nie. Dis my heiligdom. Ook nie my 19-jarige suster se plek om haar klere in my kas te soek nie. Ek dra nie pink nie. My persoonlike ruimte het onsigbare grense. Luther Cal is 'n professor in gesondheidsorg. In sy boek 33 Ways to Reboot Your Life, uitgegee in 2012, skryf hy:
meesterlikheid ingesit. Jou persoonlike spasie is jou chillpil en dit moet beskerm en respekteer word. Lizzy, jy voel verplig. Is dit vrywillig? Als behalwe Mia. Dis gedwonge, beveel, forceer. Jy klink vir my nou baie soos die Amerikaanse sportster. Charles Barkley in 'n onderhoud met CBS Sports in 2024 het hy gesê, "At some point, I don't want to have any obligation. I need to chill out." Ek stem saam, Mia. En daarom sê ek eerstens dat skool in ons kele afgedruk word. Ek stem saam. Skoolwerk moet aangenaam wees, nie geforseerd nie. Wie besluit dat leer net werk as jy swaar kry? Alles word met 'n sperdatum en dreigement uitgedeel. Op so en so datum moet dit en dit gedoen wees. En sy jy taak nie in wees nie, gaan jy of A of B of C. En dames en here, die hele ABNC het stresverwante implikasies. Dr. Pieters van Jaarsveld, 'n kenner op die gebied van emosionele intelligensie en positiewe denke, skryf in sy 2015 boek, Dink Jouself Gelukkig, dat jy elke dag moet dink, begin jou dag reg, wees positief, vermy die negatiewes. Aha, ek het dit. Ons moet die onnies vermy. Tweedens wil ek weet, waar is die kontrak wat sê ek's my ouer broer en suster se persoonlike slaaf? As daar 'n geheime dokument daar buite is, wil ek dit graag sien, verkieslik verbrand. Ek's nie gehuur nie, want dan sou jy my moes betaal. Ouer wees beteken jy's gouer gebore. Jy het nie 'n titel nie. Ons familie, ek, is nie gratis arbeid nie. Hol jou angs op iemand anders uit. Ek is besig met vaardighede. Ons chillax. Beswaarde oudste, arme middelste, bedorwe jongste, lees die Baba en Kleuter tydskrif van 3 Februarie 2023. Vriende, die bedorwe jongste staan my nou natuurlik glad nie aan nie. Dis onsin, maar die Greenside-sielkundige Leslie Ann Pedlar meen elke lid in die gesin het haar eie plekkie. Sy moet dit gegeen word, sonder om beheer te word. As elke kind net hom of haarself is, word onnodige spanning uitgeskakel. So ons kan chill. Daar is geen kontrak nie. Laastens, ek's nie dof nie. Ek hoef nie te doen wat jy sê nie. Om gaaf te wees is nie 'n verpligting nie. Om gaaf te wees is 'n keuse, nie 'n straf. Ek mag nee sê. Ek wil nie meer gediggies opsê nie. En ek wil nie meer hoor, ek moet soos iemand anders wees nie. En nee, ek wil nie met Skinnerbek Sari speel, net omrede sy die dominee se dogter is nie. My opinies maak nie my onbeskoof nie. Dit beteken net ek het 'n brein en ek gebruik dit. Voortdurende moegheid, slegte slaappatrone, depressie, dofheid van brein en bednat maak is tekens van emosionele stres. Skryf die psigiater Dr. Bessel van der Kolk in sy 2015 gepubliseerde boek, The Body Keeps the Score. Hy meen, mense wat nie stres kan hanteer nie, dra ook hul stres aan ander oor. Dis waar. Juffrou sê altyd sy's moeg. Sy glimlag nooit. Sy het al gesê haar brein voel bietjie dof. Ek hoop nie sy maak haar bed nat nie. Dankie Lizzy. Jy het ons nou daarop attent gemaak dat ons enigste verpligting is om te chill. Dis 'n lewensvaardigheid. Regulasies, John. Meen jy is iets wat mense toepas wanneer hulle nie weet hoe om te ontspan nie? Net so, Mia. Volgens die Supertaal aanlyn woordeboek beteken regulasies 'n reël vir die regulering van gedrag wat nagekom moet word. Einste, die sis en die soor, die moet en die moenies, soos honde op 'n leiband. Woef, woef! Eerstens, hoekom moet ek soos eentjies in 'n ry by die skool loop? Ek sien nie weermag nie. Wat's volgende? 'n Marsoefening vir wiskunde? As onderwysers wou ons moet stil beweeg, kon hulle net gratis rommers aan die einde van die ry beloof. Die kliniese sielkundige Gerda Kiel plaas op 23 Oktober 2023 die artikel Wenk om jou angs te beheer. Op pistelvol.co.za skryf sy, mense wat nie die vaardighede het om te ontspan nie, ly aan angs en wil ander beheer. Met ander woorde, juffrou moet praat. Jy nie reguleer nie,
Kom graad 6, stap vinniger, ek het vir julle 'n verrassing. Kom julle, geen huiswerk. Môre is nie skool nie. Môre is Romersdag. Dit sal die beste chill nog wees. Natuurlik wil ek volgende weet waarom ek als by die huis ja en amen moet sê. Jy het immers jou eie brein. Moenie met jou ketty skiet nie. Amen. Doen jou take. Amen. Moenie so hard asemhaal nie. Amen. Dis basiese woord van regulasies. Die Afrikaanse wetwerk kan dalk net vir ma en pa leer om kalm te raak en te bly. Op 7 April 2022 in die stuk Dissipline in die kaskamer en tuis sê Naomi van Wyk, 'n guru in ouerbeleiding, streng ouerskapstyl werk nie. Dis baie meer doeltreffend om 'n goeie gedrag te prys Ja. as om 'n swak gedrag te kritiseer. Dubbel ja. Laastens voel ek baie sterk daar dat kinders reëls en regulasies by die huis moet besluit. Ongetwyfeld, dan gaan groot mense heel moontlik langer leef, want ons het al die chill vaardighede in plek. Presies. Ons kan 'n vervelende dag in 'n mini-vakansie verander met niks anders as McDonald's en 'n bietjie verbeelding nie. Groot mense aan die ander kant stres oor alles, van vuil sokkies tot wie die yskas deur oopgelos het. Stres Is 'n pes. John, jy's fenomenaal. Ek dink ons almal verstaan waarvan daar regulasies kom en waarom dit mense net ongelukkig maak. Dames en here, julle kan hom mos sien en hoor. Ons is poegaai en kapoet. Julle veroorsaak die tuiswerk, take en twak. Wil maar regtig weet of ek 'n lekker daggie gehad het. Ons voel soms soos 'n legkaart met stukke wat nie wil pas nie. Alles is besig om te ruk, krap en gil. En ons probeer net die wêreld se angs verstaan, maar dit lyk nie of die wêreld lus het om verstaan te word nie. As chill 'n skoolvak was, sou Suid-Afrika se stresvlakke met ten minste 70% daal. Ontspanning is nie luiheid nie, dis 'n vaardigheid tot oorlewing. 'n Brein wat nooit rus nie, raak so gaar soos wors op 'n Saterdag braai. Ek vat saam. Stef het vertel, persoonlike spasie beteken ek mag self besluit wie in my kamer mag inkom. sonder om te pitch, mot. Lizay het verduidelik dat verplig nie 'n kontrak het nie. Nee. En John het bewys dat reëls en regulasies eerder deur kinders saamgestel moet word, want Stres is 'n verskriklike pes. julle wil nie hê ons moet weer soos honde begin blaf nie. So onthou, chill 'n bietjie. Dis 'n lewensvaardigheid.